Speaker. I have 5 minutes. No, it's 2 now, please. 2 and 5. Sorry, that's 7 minutes in total. Yeah, thank you. Okay, Speaker. Die Patriotic Alliance wil weet, of dat ek sommer reg begin, ons stem geensins saam met die budget. Het hierdie munisipaliteit enige iets geleer uit die onlangse natuurramp in George, of gaan ons maar weer net voort met dieselfde ou gesang oor infrastructure, good governance? Ons hoor dit elke raadsvergadering, maar daar is geen verbetering vir ons mense. Hierdie begroting mag dalk op papier mooi lyk, maar waar is die voorsiening vir toekomstige natuurrampe? Waar is die planne om ons gemeenskappe te beskerm wanneer dit weer gebeur? Speaker, talle huise met asbesdakke het ernstige skade opgedoen. Hierdie gebreekte dakke is nie net 'n strukturele probleem nie, dit is 'n direkte gesondheidsrisiko vir ons mense. Asbes kan lewensgevaarlik wees. Het ons in hierdie begroting voorsiening gemaak vir die veilige verwydering en vervanging van hierdie dakke? Of wys ons weer eens dat die veiligheid en gesondheid van ons mense nie prioriteit is nie? Speaker, die burgemeester het net voor die ramp gespog met hoe voorberei die munisipaliteit is, net om tydens die ramp totaal ontoeganklik te word. Hierdie munisipaliteit was geensins gereed nie. Mense moet wag tot na die storm weer vir iets soos basiese kampplaas en van hulle wag nog steeds, terwyl gesinne wat dakloos gelaat is, daar lang in gemeenskapsale moes slaap. Asof dit nie genoeg was nie, is 'n bejaarde dame in hierdie einste saal gesit, nadat ons versuim het om haar ministerieur betyds op te rig. As dit ons definisie van gereedheid is, moet ons ernstig gaan besin. Speaker, mag die mense van George onthou hoe hulle deur hierdie DA-koalisie behandel was tydens hierdie ramp en by die stembus in November en dan net 'n laaste afsluiting. Speaker, wil ek net vir die meier sê, baie dankie dat julle aan die PA geluister het. Ons het vir hierdie jaar gevra dat die free units verhoog word na 100 toe. Baie dankie. Speaker, thank you very much, burgemeester, baie dankie. Jy sal die laaste DA burgemeester wees van George munisipaliteit. Speaker, Speaker, councillors, colleagues, mense van George, talk is cheap. Vir jare hoor die mense van George dieselfde woorde, progress, difference, compliance, caring. Maar hy wil dit herhaal, talk is cheap. Hoe kan 'n caring government wees wanneer die regering fokus op winste, invordering met diere, kontrakteurs wat ons mense se huise verkoop, kontrakteurs wat munisipale infrastruktuur gebruik om ons mense te verdruk soos wat Hendrik Verwoerd dit gedoen het? Hoe kan dit 'n caring government wees wanneer ons arme mense hof toe gevat word? Net verlede week was 'n antie van Tousranten, 80 jaar oud in die George Hof, bygestaan deur Leader Patrick Buys. Ons bysa nie, ons mense se plekke sal nie gevat word nie. Hoe kan dit 'n caring government wees wanneer gemeenskappe in Rosemore, die Beeskraal in Cornwall, Bakkelsdorp Sportstadium, die stadium in Uniondale, ons mense, daar's geen geld vir sportontwikkeling nie. Mr. Meyer, jy praat van 80 eenhede. Jou eie minister sê 150 eenhede. Dis wat die Weskaap nodig het. Want in George is daar geen progress nie. Soek maar progress seker op 'n ander plek. Want definitief, Meyer praat jy nie van wat in George aangaan nie. Meyer, die inwoners van hierdie wijk weet nie eers wat maak die budget hier nie. Want daar is niks vir wijk 27 op nie. En nie eens vir wijk 14 nie. Maar jou raadslid van Rosedale klap hande vir 'n budget wat teen sy mense is. Hoe klap jy hande? Speaker, the Patriotic Alliance wil die volgende voorstel maak namens die PA, die ANC, Good en die PBI. Ons wil vir julle sê, ons is nie verdeeld nie. Ons sal George oorvat. Kom 4 November, die mense van George sal George deliver. Speaker, a people's budget lyk soos 30 miljoen vir sportgronde. Ons gaan nie die dorp bankrot maak nie. Hierdie geld kom van MIC fondse af, SS
SRSA toekennings en private triple P's. 50 miljoen vir sypaadjies. Hierdie geld kan kom van die Naval Development Grant. 20 miljoen rand moet kom vir keurwalle en vir Rastad syfers se wijk wat wegspoel. Hierdie geld kan kom van Disaster Management Grant. 10 miljoen rand vir jeugontwikkeling. Hierdie geld kan kom deur die EPWP wat deur die DA misbruik word vir politieke punte. Dit kan kom ook van triple P's af. 10 miljoen rand vir die grant en uit. Herprioritisering van hierdie groot kontrakteurs wat so miljoene maak. Hulle moet belê in ons dorp en nie wat die DA hulle toelaat nie, want hulle moet T-shirts koop. Speaker, 'n belangrike ding is, ons gebiede is deur mekaar, maar law enforcement word gebruik om die dorp te beskerm. Die Patriotic Alliance en Coalition Government sal geld beskikbaar stel vir buurtwagte, 10 miljoen rand om seker te maak, waar ons bly, is dit ook veilig om te bly. Speaker, verder, ons soek veiligheidskameras, 10 miljoen rand vir veiligheidskameras, want ons besighede word ook besteel, nie net in die dorpie, Speaker, ek wil dit herhaal, hoe kan 'n breinraasnet van die DA vandag vir 'n begroting teen hulle mense stem, but ons gaan chase op die battlefield, waar die mense van George, julle sal ons mense sal deliver. Speaker, meneer wat? Speaker, hoekom nie? The gallery. I clearly said at the beginning of the meeting that the gallery cannot participate in the meeting. Speaker, laastens, kan ek maar voor? But I'm going to take this opportunity to ask you, this is the last warning. We cannot permit you to be involved in this. This is not your meeting. Councillor, Yes. I'm talking about, Councillor,